Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop en nie kan sien nie. Al kom daar struikelblokke op my pad, my God kan alles vir my doen. Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop en nie kan sien nie. Al kom daar struikelblokke op my pad, my God kan alles vir my doen. Die aard van geloof. Voorbeelde uit die Ou Testament. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want daardeur het die mense van die oudheid getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is. God het die wêreld geskep deur die woord, deur te spreek, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit die sienlike dinge nie. Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het. En deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. Deur die geloof is hy nog weggeneem om die dood nie te sien nie, en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het, want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Jy moet glo dat God werklik is en dat God 'n beloner is van die wat hom soek. Deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. So toe Noag die waarskuwing ontvang het almal van Noag uitgelag toe hy die ark gebou het. Net soos dit nou is, baie mense lag dalk vir ons wat die lof van die Here verkondig en wat bou vir die Here. Maar baie van hulle gaan shocked wees wanneer die Here opdaag. Soos mense doodgegaan het toe die Here die storm stuur in die tye van Noag. Want niemand het geluister na Noag, almal het hom uitgelag. Almal het gedink Noag is dom, Noag is mal. Baie mense hoef jou obedience te verstaan nie. Hoekom jy so baie fasie, hoekom jy nie sê vir seksie, hoekom jy jou afsny van sekere mense nie. Baie mense niemand hoef jou obedience aan God te verstaan nie. Maar solank jy weet, jy het 'n goddelike opdrag van God gekry en jy volg het, dien jy net die Here. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek waar hy as 'n erfenis sou ontvang, en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. So, soms weet ons nie waar ons op pad is nie, maar geloof is om te gaan, om anyway te gaan, om het anyway te doen, al weet jy nie wat vir jou wag nie. Doen het anyway.
Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in 'n vreemde land, en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is. Deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word, en toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy hom getrou geag het wat dit beloof het. As die Here vir jou iets beloof het, sal hy dit nie terugtrek nie. Die Here sal nie iets sê en dit nie doen nie. Die Here is getrou, hy hou sy beloftes. Daarom is daar ook gebore uit een Vader, en dit 'n verstorwene kinders soos sterre van die hemel in menigte, en soos die sand aan die strand van die see wat ontelbaar is. In die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle 'n vaderland soek. En as hulle bly dink het aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. Maar nou verlang hulle na 'n beter een. Dit is 'n hemelse. Daarom skaam God hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei. Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer. Ja, hy wat die beloftes ontvang het sy enige geborene geoffer, aan wie gesê is, in Isak sal jou nageslag genoem word, want hy het gereken dat God mag het om homself uit die dode op te wek. Abraham het vir Isak geoffer, want hy het geweet dat God het die mag om sy kind weer uit die dood uit op te wek. So hy het die geloof gehad, hy het geglo dat God het die mag om sy kind weer uit die dood uit op te wek. Dit is ook om hy sy seun geoffer het, want hy het die geloof gehad dat God hom weer sal opwek. Daaruit het hy hom ook om so te spreek terug ontvang. Deur die geloof het Isak vir Jakob en Esau geseën met die oog op die toekoms. Deur die geloof het Jakob op sy sterfbed albei die seuns van Josef geseën, en hy het aanbid terwyl hy leun op die knop van sy staf. Aanbid terwyl hy leun op die knop van sy staf, soos met altyd aanbid, ons moet die Here altyd deur aanbid. Gebed is baie belangrik. Deur die geloof het Josef aan die einde van sy lewe melding gemaak van die uittog van die kinders van Israel en bevel gegee aangaande sy gebeente. Deur die geloof is Moses na sy geboorte deur sy ouers 3 maande lank weggesteek, omdat hy gesien het dat die seentjie mooi was, en hulle het nie die gebod van die koning gevrees nie. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van die Farao se dogter genoem te word. Identiteit. Omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê. So, my identiteit word elke dag aangeval. Hier mense wat vir my wil sê wie ek is. Maar ek weet wie God sê ek is. So ek is net wie God sê ek is. Ek gee nie om wie wat van my sê, of wie sê ek. Wie sê ek is wie God sê ek is. Punt. Net die Here own die definition van wie ek is. Niemand anders nie, absoluut niemand anders nie. Nope. So moenie so alles aanvaar nie, wanneer mense jou sê jy is dit of jy is dit nie.
Moet net nie aanvaar nie, reject it in the mighty name of the Most High God, of the loving God. En die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Deur die geloof het hy Egipte verlaat sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Even though I don't have that wife yet, I know she's mine. Ek weet die Here het iemand create spesifiek vir my wat 110% by my gaan pas. So al sien nie dit nog nie. Weet, glo dat dit staan, glo dat die Here dit vir jou sal doen, want die Here sal dit vir jou doen. Die woord van die Here sê, die Here sal nie vir jou 'n slang gee as jy vir 'n vis gevra het nie. Deur die geloof het hy die Pasga gehou en die besprenkeling van die bloed sodat die verderwer hulle eersgeborenes nie sou aanraak nie. Deur die geloof het hulle die Rooi See deurgegaan soos oor droë grond, terwyl die Egiptenaars toe hulle dit probeer verdrink het. Want hulle het nie die geloof gehad. Deur die geloof het hulle deur die Rooi See gegaan. Deur die geloof het die mure van Jerigo geval, nadat daar 7 dae lank omheen getrek is. Deur die geloof het Rahab die hoer nie saam met die ongehoorsames omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het. En wat sal ek nog meer sê? Want die tyd sal my ontbreek. En as ek van Gideon, Barak en Samson en Jefta, David en Samuel en die profete sou verhaal, wat deur die geloof koninkryke oorweldig het, deur die geloof. Nie het hulle eie krag nie, maar deur die geloof. Want dit was die Here wat hulle sterk gemaak het. Dit was die Here wat vir Samson sterk gemaak het. Dit was die krag van God. Dit was die geloof. Deur die geloof. Hulle geloof in die Here. Die krag van God. Geregtigheid uitgeoefen, beloftes verkry, bekke van leeu's toegestop, die krag van vuur uitgeblus, die skerpte van die swaard ontvlug, krag uit swakheid ontvang, krag uit swakheid ontvang. Ons is swak, God is ons krag, God is ons sterkte. Jy ontvang krag uit swakheid, in jou swakheid as God jou krag. Dankie Jesus. Dapper gewees het in die oorlog. Leers van vreemdes op die vlug gedryf het. Vroue het hulle dode deur opstanding teruggekry en ander 'n gefolter en wou geen bevryding aanneem nie om 'n beter opstanding te kan verkry. Ander weer het die proef van bespottinge. Ons word bespot die buite. Maar laat hulle maar bespot. Ons weet wat ons weet en ons weet dat ons God lewe. Hulle het vir Jesus ook gespot. Hulle het vir Jesus ook name genoem. So hulle sal vir ons nog erger dinge bespot en hulle sal vir ons nog erger name noem. So don't be shocked. Don't be surprised. Blyk jy net in die Here en nou aan die Here dien. No matter what. Die Here sal hulle self straf. Right. Ook van boeie en gevangenis. Hulle is gestenig, in stukke gesaag, versoek deur die swaard vermoor. Hulle het rondgeloop in skaapvelle en in bokvelle. Hulle het gebrek gely. Hulle is verdruk, mishandel. Die wêreld was, die mense word verdruk vandag. In retail, jy word verdruk, my skat. Jy word verdruk in die wêreld.
Maar God is nog steeds groter as die verdrukker. En die verdrukker sal self ook verdruk word. Die vernietig, die verwoester gaan die Here self verwoes. Die tyd kom wanneer die Here die verwoester gaan verwoes. Die Here sal die verwoester verwoes. So weerstaan die duiwel en gaan maar deur die verdrukking. Is als tydelik. Die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het in woestyne rondgedwaal en op berge en in spelonke en skure in die grond. En alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie. Omdat God iets beters oor ons beskik het. Net omdat jy dit nie gekry het nie. Daar's 'n rede hoekom jy sekere dinge nie kry nie. Van God het iets beters vir jou. Omdat God iets beters oor ons beskik het. God het iets beters oor ons beskik, sodat hulle nie sonder ons volmaak sal word nie. So ons gaan almal saam volmaak word. Ons gaan soos Jesus word, volmaak. Anyway, so geloof. As om vertroue te hê op die dinge wat ons hoop en nog nie kan sien. Geloof as 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop en nie kan sien nie. Ek kom daar struikelblokke om my pad. My God kan alles vir my doen. Geloof as 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop en nie kan sien nie. Ek kom daar struikelblokke op my pad. My God kan alles vir my doen. Geloof as 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop en nie kan sien nie. Ek kom daar struikelblokke op my pad. My Jesus, my God kan alles vir my doen. Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop en nie kan sien nie. Al kom daar struikelblokke op my pad. Die Here, hy sal alles vir my doen. Oh, Jesus kan alles doen. My God sal alles vir my doen. Al kom daar struikelblokke, God sal alles vir my doen en vir jou doen wat glo in die Here. God sal alles vir ons doen. Die Here sal nie vir jou 'n slang gee as jy vir 'n vis gevra het nie. My God sal alles vir my doen. Maak nie saak wat nie. Ek glo wat ek glo. Dankie, Here.
Getrou God, almagtige Vader, Here, kom voor U troon, Here, kom sê dankie vir U teenwoordigheid in ons lewe. Here, ek bid dat U ons sal seën, sal bewaar, Here. Here, wees vir ons 'n skuilplek teen die wat ons wil vernietig. Here, vernietig U die wat ons wil vernietig. Here, ek bid dat U ons sal so onder die dig en kosbare bloed van Jesus sal kom trek, Here Jesus. Here, geen wapen wat gesmee word om ons aan te val sal iets uitrig nie. Elke tong wat in ons vals getuig sal gestraf word deur die lewendige God Jesus. Here, ek kom sê dankie, Here, vir U teenwoordigheid in ons lewe. Here, ek bid dat U my altyd sal lei, Here. Here, lei altyd die kinders, Here. Here, dankie dat U ons nooit verlaat, Here. Here, dankie dat U my nog nooit teleurgestel het, Here. Here, al die lof, al die eer kom net U toe, Here. Here, daar is niemand soos U nie. Absoluut niemand soos U nie. Here, wees met U en elke persoon, Here, wat deur verdrukking gaan, Here. Here, ek vra, Here, Here, dat U ons sal help, Here, om vas te klou aan die geloof, Here. Here, om te hoop op die dinge wat ons nog nie kan sien nie, Here. Here, dankie dat U ons sterkte is in ons tye van swakheid, Here. Here, baie dankie vir alles. Here, dankie vir die voorreg om U te dien, Here. Here, baie dankie. Daar's niemand soos Jesus. Dankie, Here. Al die lof, al die eer, kom net die lewende God Jesus toe. Niemand anders nie. Daar's niemand soos Jesus. Dankie, Jesus. Amen.